So die wêreld is nat, nee. Nou ek is hier so in die Schweizer omgewing en ja, vanoggend het ons dik in die reën gery hierso. Maak seker dat jy nie hierdie jaar weer vassit soos jy die vorige seisoen gedoen het nie. Nou ja, treks en al daai goed vat jou net so ver. Op die einde van die dag gaan dit oor gewig. Ek is hierso by JBJ, ek praat met Johnny. Hy gaan my 'n bietjie meer vertel hoekom het hulle die GTS agentskap aangevat. En hoekom kort jy 'n aluminiumtafel in jou arsenaal? Kom ons luister. Johnny, hoe lyk dit? Nee, goed dankie Choopie, goed dankie man. Nee, doodstil rustig. Nou kyk nee, as ons hierdie seisoen wat kom so beloer, dan lyk dit of ons vir die komende maand ten minste 'n klein huisie vol volgende nie. Ons weet nou nie hoe lyk dit volgende jaar nie. Sê gou vir my, GTS agentskap, julle het hom nou aangevat hier op Schweizer. Hoekom? Ja, Choopie basies vir twee redes. By ons, die manne wat nou laas jaar so gesukkel het, ons sojas is gewoonlik van die eerste gewasse wat afkom, so dit is nog nie winter nie. Dit is hier in April maand en dan kom die geelperske reën en daai goed moet af. En soja, as hy gestroop moet hy gestroop word. Jy kan dit nie uitstel soos 'n mielie nie. Jy moet hom afkry. Ja, met anders sê ons, dan staan jy al langs die land en dan hoor jy hoe slaat dit, dan klink dit soos popcorn. Ja. Nee, soos wat hulle deurhardloop. Ja. Nee, en dit is kritiek dan, jy weet, om die sojas af te kry. En ja, soos ek sê, dis nog nie ons reenseisoen is eintlik nog nie verby nie. En dan moet 'n ou in die land kan kom en daar's dan natuurlik, soos jy sê, jy weet, daar's treks om die stroopers meer flotasie te gee. Maar een van die groot redes vir vassit is gewig. Soos jy kan sien, as dit so nat is, my gewig. Ja, ek meen daarso, as ek nou hier vat net 'n paar keer, ek het nou toe ek net die omgestap het, toe voel ek, jep, daar gaan ek ook. As jy daai ribspore vang, dan is jy op jou pens, jy weet. En die skade wat jy kry, jy weet, 'n stroper is nie 'n ding wat 'n ou wat gemaak is om gesleep te word nie. Dis 'n blik met twee aste, jy weet, en as jy die regtig begin ruk en pluk aan die goed, dan jy kan baie maklik skade maak. Maar ek hoef dit nie vir die boere te sê nie, hulle weet. En want jy het 'n klompie kliënte wat nou al GTS tafels gekoop het. Wat is die rede hoekom het hulle oorgegaan na hulle toe en wat is hulle ervaring gewees? Weereens die gewig, jy weet, ek meen dis ouens wat nou-til werk, so hulle het 16 ry nou-til planters en hulle wil graag op daai spoor bly. Sodat hulle net daai gedeelte van die land, jy weet, kompakteer met die nou-til, want jy wil nie kompaksie hê op 'n nou-til land nie. En dan wat gebeur is, as die tafels daai wyte moet gaan, dan raak die tafels vir die klas 7, klas 8 tipe stroopers net te swaar. Die konvensionele tafels. So om op daai spore te bly met daai wyte van die tafels, jy weet, dan gaan hy 45-50 voet en dan kan jy dit nog doen met die GTS gemaklik. Jy weet, die stroopers hanteer die tafel baie lekker. En ja, jy het omtrent 'n 3,5 ton wat jy spaar. Jy weet wat jy spaar omdat jy 'n aluminium tafel het. En ek meen dit is op die soja kant en nou hardloop jy op die dan gaan jy oor na die mielietafels toe. En ek meen daarso spaar jy amper actually nog meer gewig. Ja. Op daai kant, ek meen daai ene met jy gepraat het gesê die tafel is 40% ligter as wat enige ander Dis geweldig. En maar nou okay, my vraag is dan nou altyd hoe lyk die pryse op die goed? Is hulle nie nou belaglik duurder as die ander tafels nie? Snaaks genoeg nie, nee. Gewoonlik as 'n ou voordele kry, dan betaal jy meer daarvoor, maar in Ja. die geval jy weet, hulle pryse is verskriklik kompeterend. Ek sou sê ja, ek was aangenaam verras toe ek hoor wat die goed kos, jy weet. So actually iets wat ek kan koop wat ek nog vir 'n bargain kan kry. Ja, wat jy al die voordele kan saamkry, ja. En die betroubaarheid, jy weet, ek het nie vreeslike ondervinding met die betroubaarheid om eerlik te wees. My kliënte wat reeds sulke tafels het dit nou vir 'n vol seisoen gehad. Maar ek meen daar's net nie probleme gewees nie, jy weet, die seisoen is gekom en gegaan en ons het nie van hulle geweet nie, so ek neem aan ons sou geweet het as daar probleme was. Ja, soos ek sê ook, en die parte op die goeders is volop verkrygbaar, want dit is parte wat gedeel word met die Katterbaars is Schumacher, wat al die
voorste tafels in die wêreld gebruik en is volop beskikbaar, jy weet. So ek gaan nie sukkel met daai nie. Laaste ding en dan nou Atti self en wat dink jy van hom, die diens wat hulle lewer en alles? Yes, dit is vir my aangenaam om met 'n ou te werk wat 'n besluit kan neem. Dis nie hierdie groot koöperatiewe besighede nie. Besluite kan onmiddellik geneem word. Probleme kan dadelik uitgesort word. Dit hoef nie na een of ander raad toe te gaan en daaroor besluit te word nie. Dis 'n ding wat vinnig geneem kan word en ek dink dit is jy weet een van die groot voordele is daai dinamika in Atti se styl. Jy weet en die manier waarop hy werk, dis wat ons soek. Ons is haastige mense. Ja, ek stem 100% saam weer. Okay, so as die ouens wil tafels hê vir volgende seisoen en so, hulle kan nou nog bestel, né? Ja, ek dink tot so November maand. Middel November is nou naby. Ja, so 2 weke en dan sit so. Ja, dan moet ons klaarmaak. Dan gaan ons in die moeilikheid kom. Uitstekend. Ja. Johnny, dankie baie. Right, dit is Johnny van JBJ. Okay, as jy 'n tafel soek, Noordwes, hierso. Daar's ons sy nommer. Gee hom 'n likeie en dan maak jy seker dat jy nou nie soos 'n klein hondjie is volgende jaar vassit nie, nê? Dis die van Farm Space af. Tot volgende keer. Groete.